Hallo almal. Hallo daar. Ja, so maandag was dit nou die groot verjaarsdag gewees en George het nie veel hoop gehad nie, maar ek dink hy's daarom toe nou nie te teleurgesteld gewees nie. So hy kan vertel van sy verrassing. Verrassings. Ja. Nee, die hoop het nie beskaam nie. Het was 'n baie lekker verjaardag en Matilda het baie interessante verrassings het sy opgetower. Maar wat vir my so lekker van die verjaardag was, sy het hierdie idees gehad wat dan nou uitgespeel het. Die ene was om my na een van my gunsteling skrywers, Anthony Osler. Hy en sy vrou bly op 'n plaas in die Karoo en hulle het sulke retreats wat hulle daar aanbied en sy wou vir my vir so 'n geleentheid waar sy saamgaan, maar waar ons dan nou vir so 'n week soontoe gaan en dit was eintlik die hoofding. Dis die hoofding. Dit was die hoofding. En dan nou saam met dit, omdat albei ons broers in die Kaap bly en ons baie vriende het wat nou ook al afgetrek het wat ons lanklaas gesien het ek gedink dan na die retreat dan gaan ons bietjie vir 'n week af Kaap toe en dan kuier ons nou so 'n bietjie daar rond. Ja. So dit was nou die plan wat sy nou wou gehad het, maar ek bedoel dis 'n week en dit is moeilik om 'n plek daar bespreek te kry en al die dinge daarmee saam. So dit is hierdie baie oulike idee, want sy ken my goed en sy weet dit sal nou vir my net 'n absolute groot bederf wees. En dan het sy sulke ander klein bederwe, het sy ook tussenin 'n eetpakkie en ek voel amper skaam om te sê ook 'n oorpak. Ek sê daar's baie min mense wat ek ken wat dink 'n overall is 'n wonderlike persent. So, maar George is een van hulle. Jy kan amper nie vir hom 'n beter persent as 'n nuwe overall gee nie. So die het sy ook gekoop. So ons vertel net eers wat is dit, want dan gaan ons uiteindelik by ons storie uitkom. Ja. So, maar wat vir my nou so wonderlik is, dis al hierdie verrassings en baie lekker belewennisse. Maar veral die groot ene kon sy nie op haar eie reg kry nie. Ja. Daar moet jy nou eintlik bietjie meer vertel. Ja, so die probleem is dat ek probeer spaar vir die deposito vir die retreat. So mense moet 'n 50% deposito hê. So en by die retreat sentrum is daar vasgestelde datum. So jy kan nie net enige datum bespreek nie. Jy bespreek vir 'n spesifieke retreat. En sodra ek nou 'n bietjie geld bymekaar het vir die deposito en ek gaan op die website, dan is daar nou nie meer, dan is daai retreats nou vol. En veral dan nou vir die September 1 wat ek eintlik graag wou gekry het. Daai retreats is toe nou vol teen die tyd dat ek die deposito kan betaal. En 'n vriendin in die Kaap wil weet, maar wanneer kom julle nou weer Kaap toe en met die wat ek vir haar nou verduidelik wat die dilemma is en wat die hele plan is, besluit sy dat sy ons daarmee gaan help en sy reël sommer vir ons 'n baie lekker afslag by die retreat sentrum en sy betaal sommer nog die verblyf ook vir ons. So vir haar net verskriklik baie dankie, want ek dink dit sou nog 'n gesukkel, ons sou nog die deposito kon doen uiteindelik, maar dan nou moet die mense nog daar kom en ons moet nog in die Kaap kom. So dit wat ek nou spaar en wat ons nou verder kan spaar, kan dan nou gebruik word vir al die ander onkostes rondom die kuier dan. Ja, en ander vriende wat hier na toe op retreat wou kom, hulle wou oor daardie tyd en toe moes daar gereël word dat dit Ja, maar dit moet 'n verrassing wees. So hulle besluit hulle gaan baie en spesifiek nou in die tyd wat ons gaan weg wees, dat ek weet ons gaan weg wees, is vir hulle 'n goeie tyd om te kom retreat. So ek moet vir hulle sê daai tyd gaan nie werk nie, want
ons is nie hier nie, maar George mag nie weet nie, so dis 'n hele gekonkel agter sy rug. En ek dink dit is wat vir my verskriklik lekker was van hierdie verjaardag. Is Matilda het al hierdie wonderlike idees, wat nou regtig vir my so besonderse belewennisse gaan wees, maar sy kon dit nie op haar eie reg gekry het nie. En daar was soveel mense by betrokke, wat met soveel oorgawe saam beplan het, en saam meegewerk het, en gehelp het, en planne gemaak het. Ek dink, dit is miskien een van die groot genietinge of vreugdes. Ja, en ek dink vir wat dit sê. Ja, presies dit. Want dit sê, mense ken jou, ek ken jou en ons is lief vir jou. En hierdie hele ding word rondom jou liefdes en ons ken van jou en lief wees vir jou word dit beplan. Ja. So ek dink dit maak daai energie daarvan so 'n wonderlike belewenis, dink ek. Ja. Ja, en dit is klein goedjies wat mense net weet. En ek dink dit is hoe dit werk in 'n verhouding waar mens iemand ken en verlief is. Jy tel al hierdie klein goedjies op van wat vir hulle besonder is. Ek dink George is verskriklik lief vir skryfbehoeftes. 'n potlood, 'n pen, 'n passer. Hy gebruik nie 'n passer nie, maar 'n passer en 'n blikkie. 'n Mens moet hom in jou laai hê. Dit moet in jou laai wees. Ja, so al daai goetertjies, so en dit is hierdie klein goedjies wat bymekaar kom, wat 'n mens net ook besef, en ek dink dis wat so mooi is vir my daarvan is ek en die Here, ek en God ken vir George. Ek en God en almal wat hom ken hom en is lief vir hom. En dit werk, dit kom van al die kante af, speel hierdie verhouding in, en ek dink dit is ons verhouding met God ook. Dat as 'n mens kan snap, dat hoe ons iemand ken vir wie ons lief is hoe God ons ken. Ja, want nou het 'n mens gesien, ek moet net sê, ons vertel vir julle 'n lang storie om 'n punt te maak. Ja. Ek kry 'n overall met 'n pen in sy bosak. Maar nou, duidelik. Dit is 'n charcoal kleurige overall, wat ek nog nie voorheen gesê het. So skrikkelik opgewonde oor die charcoal overall, wat ek kon kry, wat baie mooi by George se velkleur was. So vir my, esteties is dit belangrik, en hy het 'n rooi Johnson's wapentjie op, en ek loop net langs die Johnson's winkel in die Waltons in, en op die uitverkopingstafel is daar 'n charcoal pen met 'n rooi stukkie in, en ek sê, hierdie gaan te pragtig lyk in sy overall se sak. Vir George is dit om ander redes net wonderlik. Dis 'n pen, dis 'n overall. So, maar dis daai mooi van hoe ons liefdes inspeel, is dit nie? Maar en ek dink dis die punt wat ons wil maak. Wanneer ons in hierdie ruimte intree en oorgee aan liefde, die groot realiteit is God se liefde. Ja. Dis die groot realiteit. Dis die werklikheid waarin ons is. En wanneer ons in daardie ruimte intree, waar God op so 'n fyn manier ook speels is, kreatief is, ondeend is, en al hierdie dinge doen, en dan nou mense inkom, dit raak hierdie hele ruimte waarin al hierdie dinge plaasvind, dan gebeur daar dinge wat net regtig baie mooi en verrassend is. Ja, en dit is te besonder om toevallig te wees. Ja. En ek dink dis waar die sinkronisiteit waaroor ons ook al gepraat het, waar dit inkom, dit is 'n gevoel van ons is nie alleen nie. Ja. En ook 'n gevoel van God gebruik my in daai verhouding. Dit is nie asof nie gebruik soos in op 'n manier wat ek gedwing is. Jy en God werk saam. Ja, dis glad nie gedwing nie. Dit is spontaan, dit
vloei, dit vou oop en 'n mens is amper net oop vir wat aanmeld. En wat vir my net ook altyd, miskien net ten laaste, wat vir ons altyd opval, of half 'n dilemma is dat 'n mens nie 'n resep kan gee nie. Jy kan nie gaan en sê, weet jy, moet niks doen vir hierdie verjaardag nie. Hier gaan dinge gebeur. Nee, dis nie dit nie. Nee, jy kom vanuit daai plek van liefde, van wat gaan vir hierdie mens wat ek wil bederf, baie besonders wees. Jy kom eintlik van daai plek, dit is jou intensie. En ek dink daai intensie sê die res van dit. En dan het jy 'n idee en miskien werk jy idee uit of miskien werk hy nie uit nie, maar in elk geval, dit is waar dit begin. Dit kom vanuit 'n plek van liefde uit. En ek dink dit is ek dink eintlik die resep. En dan oopmaak. So dit is liefde, ken, verhouding. Ek meen 'n mens moet ook, en ek dink dit gebeur spontaan as mens vir iemand lief is, dat jy optel wat vir hulle belangrik is. En dan oop wees daarvoor. En nou dat jy daarvan praat, nou dink ek sommer aan aanhaling wat ek ernstig gelees het. Ek dink dit gaan oor entoesiasme, maar dit kom daarop neer, wanneer ons entoesiasties is, dan tree die gode toe. The gods join in. En wanneer ons entoesiasties is, dan speel ons in op God se entoesiasme. Ek dink dit beteken ook iets soos blaas lewe in, né? Dis om lewe daarin te blaas. So dit was net vir my regtig 'n baie lekker verjaardag om al hierdie redes, omdat eintlik in 'n groot mate ek teen die groot agtergrond baie bewus was van God se liefde, wat op soveel konkrete maniere deur mense se liefde gestalte gevind het en met klein bederfies mooi in plek geval het. Baie dankie vir al die boodskappe julle. Mooi bly almal, lekker week. Tata.